Goeiedag almal, baie welkom by dag 2 van ons week van gebed. Ons gebed is dat julle op hierdie dag ook sal ervaar hoe die Here julle toevou. Ons is besig met ons week van gebed reeks uit die Matteus Evangelie en spesifiek die gebed wat Jesus ons kom leer. So moet julle bid. En ons uitroep dan tot die Here Jesus Christus. Here Jesus, leer ons om te bid. So terwyl dit vanoggend ons uitroep is dit ook vandag weer ons gebed. Dat ons kom vra. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Amen. Ons het by dag 1 vir mekaar gesê dat die gebed wat Jesus vir ons leer, val nie net uit die lug uit nie, dit vorm deel van 'n groter geheel. As jy gaan kyk na Matteus 5 tot 7, en ek wil julle ook weer eens uitdaag om te sê, gaan lees weer Matteus 5 tot 7. En wanneer jy dan die bergpredikasie van Jesus Christus lees, dan ontdek jy dat die gebed wat Jesus ons leer, is eintlik die wet. Dit is juis waar die wet eintlik van God formuleer word in woorde. Want die gebed wat ons bid, is nie maar net 'n tiklist of 'n vraag na iets wat ons wil hê nie. Dis 'n soeke na God die Vader. Die een wat die Here is, ons Here is, vir tyd en ewigheid. So ons fokus dan vandag is op God se naam. Dat God se naam word geheilig, juis wanneer God se koninkryk sigbaar word in ons gewone lewens, in ons gewone dorp, hier in Keimus en Heilersdrif. En dit is presies wat dit is. Dit is wanneer ons lewens getuig, dat God die koning van ons straat is, waar ons woon, waar ons werk, waar ons aanbid, dat God die koning van hierdie dorp is. Uiteindelik is ons as kerk die draers van God se naam. Nie met woorde noodwendig nie, maar met ons hele lewe. Die koninkryk van God word sigbaar daar waar geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees is. Dit vra uiteindelik nie groot gebare nie, maar getroue teenwoordigheid om op te daag vir God se koninkryk. Ons skriflesing vandag is dan nou Matteus 6 vers 9 tot 10 wat die woorde uit die gebed is, maar ons lees ook vandag Romeine 14. As ons kyk na die gebed, dan besef ons dat Jesus se eerste bede in die Onse Vader eintlik vir ons 'n baie skerp fokus gee. Laat U naam geheilig word. God kan tog nie sy eie naam onteer nie, maar ons as mens kan. En ons doen dit so baie. So die mense wat God se naam moet heilig, is ek en jy wat glo dat die Here ons enigste Here is. As ons die wet ontvang, sê God, ek is die Here jou God, die een wat jou uit Israel gelei het, wat jou gered het, wat jou verlos het. Dit is wie hierdie God is. En hoe ons daarop reageer, hoe ons dan lewe, is dan 'n getuienis van hierdie God se naam. Ons Vader is juis dan die een wat ons beskerm, om ook sy heilige naam,
se beskermers hier op aarde te wees. God is uiteindelik die beskermheer van alles. Alles wat heilig is. Martin Luther se diepste troos in sy geloofsworteling was eenvoudig. En dit is nogal iets wat my ook altyd bybly. En Martin Luther se woorde was: ek is gedoop. Want by die doop is God se naam oor jou uitgespreek. Ons sê vir mekaar dat ek is gedoop. Anata, Himan, nou is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En daarmee is ek as kind van God geheilig vir tyd en ewigheid. Vandag wil ek jou uitnooi om dit iewers neer te skryf. Ek is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dit is daardie naam wat ons nooit kan verloor nie. Die naam wat God ons gee. Geen bose mag kan dit van ons steel nie. Want God self waak oor sy naam. Hy is die beskermheer van alles en almal. Ons taak is om getrou aan hierdie God te leef. Ons taak is om naamdraers in hierdie gebroke wêreld te wees. Ons moet na mekaar erken dat ons leef nie in 'n volmaakte wêreld nie en dat die lewe maar stikkend bly. Maar God kom doen iets wonderlik. Hy maak al die stikkende stukkies van hierdie gebroke wêreld bymekaar en dan maak hy 'n mosaïek van genade. En dit is kosbaar vir my en jou. So wanneer ons dan bid, laat dit op die aarde wees soos in die hemel, bid ons dat God se werklikheid, sy heerskappy, sy koningskap, sy geregtigheid, sy vrede en sy blydskap sigbaar sal word, dat ander dit kan sien, dat ek en jy bewus kan wees daarvan. Paulus skryf aan die gemeente wat verdeeld is, juis oor kantlyn sake, sekondêre sake, dit wat nie eintlik van belang is nie. Julle sal onthou, ek gebruik altyd die woorde, sake wat nie ewigheidswaarde het nie. Vir die mense daai tyd het dit gegaan oor wat mense eet, wat hulle drink, en hoe hulle uiteindelik hulle godsdienstige praktyke beoefen. En binne hierdie spanning van waar mense mekaar aanvat oor godsdienstige praktyke en geskille het oor sekondêre sake, dan is dit juis wanneer God die gemeente wil terugbring na die hart van sy koninkryk. En daarom dan skryf Paulus in Romeine 14, en julle kan dit gerus weer die hele gedeelte gaan lees, wat gaan oor, moenie jou broer veroordeel nie, moenie jou broer laat struikel nie. En dan staan daar in vers 17, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van die mense. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet of drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God. Daar's soveel kere binne die geloofsgemeenskap wat ons soveel aandag gee aan sekondêre sake, aan hoe ons godsdienstig leef, dat ons heeltemal die koninkryk van Jesus mis. In die kerk is ons definitief nou weer daar. Ons is al weer besig om geskille te hê oor sekondêre sake en ons mis uit op die koninkryk van Jesus Christus. Ek raak eintlik sommer opgewerk as ek daaraan dink. Paulus sê nie dat
uiteindelik is kos en die gebruik daarvan nie belangrik nie, of die sekondêre sake dan nou, wat vir jou so belangrik is. Paulus kom sê nie vir ons dat dit onbelangrike goed daardie is nie. Maar hy herinner ons as gemeenskap van gelowiges dat die koninkryk van God nie gebou word op uiterlike reëls nie. En dit word definitief nie gebou op kulturele voorkeure nie. Ons wil so baie keer die kerk en die koninkryk bou op ons eie kulturele voorkeure. En dit is nie wat waarde het vir God se koninkryk nie. Vir God se koninkryk het dit waarde dat ons aan hom behoort. Daarom is geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees wat God ons kom gee. En dit is wat ons moet leef. Daarom is ons gebed dan vandag. Ons bid vandag dat God se geregtigheid deur ons lewens sal vloei. Dat God se vrede in ons verhoudings sigbaar sal word. En dat God se blydskap ons hoop sal dra, juis in moeilike tye ook. Die koninkryk van God kom nie eendag nie. In Jesus Christus het dit na die wêreld toe gekom. Dit breek reeds in hierdie wêreld deur. Elke keer wanneer gelowiges kies om anders te leef. Wanneer ek en jy kies om anders te leef. Wanneer ons kies om die Here se naam te heilig. Om die Here se koninkryk te laat kom. Daarom verbind ons vandag aan Romeine 14 vers 17. Dat ons God se naam sal heilig. Dat ons sy koninkryk sal erken aan geregtigheid, vrede en blydskap hier, nou, deur elkeen van ons. Wanneer ons dan bid, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, bid ons nie vir God se eer nie, ons bied onsself aan as draers van daardie naam. Ons word geroep om God se naam te eer met ons lewens en om sy koninkryk sigbaar te maak waar ons leef en werk. Vandag is ons gebede gerig op ons dokters, ons verpleegsters, ons mediese personeel, met ander woorde ons gesondheidswerkers. Ons bid ook vir die gesondheid van ons lidmate, vir beskerming teen uitbranding en siekte. Ons bid vir die wat siek is om genesing, liefde en dat hulle God se teenwoordigheid sal ervaar. Ons bid vir wysheid en onderskeiding in moeilike besluite. Ons bid vir voldoende hulpbronne en toerusting binne ons gesondheidswerk. Ons bid vir emosionele en geestelike krag en ons bid dat God se koninkryk van genesing en hoop deur hulle diens sigbaar sal word. As deel van ons gesond wees, is ons boere ook vir ons geweldig belangrik. Daarom is ons gebed ook vandag vir elke boer en elke plaaswerker wat in hierdie omgewing en hier teen die rivier af werk om nie net kos op hulle eie kinders se tafels te sit nie, maar om voedselsekerheid vir ons land te gee. Wat bydra tot 'n groter stukkie wêreld as net ons eie. Ons bid daarom ook vir ons skole, ons onderwysers, ons kinders, vir almal wat werkloos is en vir elke huishouding wat onder druk is. Ons bid dat NG Kerk Keimoes en Neilersdrift 'n teken van hoop sal wees binne ons gemeenskap. Laat u koninkryk kom. Here, begin by ons straat, ons werk, ons harte. Amen.